Chattabiki ball, chattabiki ball, chattabiki, chattabiki ball, chattabiki ball, chattabiki ball, chattabiki fucking ball. Lekker boys, porrie, here we go. Is Chattabiki bol, is lekker om jou te sien. Jy lyk goed hoor. Wonderlik. Boys, die bok leef porrie. Kan julle glo daar's al hierdie hype. Almal het daai kas, almal het 'n plek in hulle kas waar hulle bokgoedjies hang, hulle truitjies en hulle goedjies. Hulle ruk dit uit, trek dit aan en jy sal agterkom as dit veral as hy 'n drukkertjie is of as jy baie tight staan in 'n lift, dan kan jy ry is either styfsoft of 'n bietjie motbolle. Dan weet jy, hierdie een het hom uitgespoel, maar hierdie perd kon nie wag nie, porrie. Hy moes sommer sy gesiggie trek, want die bok leef en is tyd om terug te klim en excited te raak. En jy kan dit sien in die mense, die taksies het maniere. Nee, hulle try. Die mense is happy, hulle bestel hout en hulle boek tafels by Henny's, die bok leef. Previ, hel, jy moet seker heavy siening uit and looking forward for the game against the Hengeland. Hey, Capital H. I see what you did there, right? Finally, we had to wait half a year, right? But finally, bring all the hunties, bring the hens, and come support the box. Hold your horses, get in the cart, and get on board. Because let me tell you, we're in for a crack of a box season, right? Those are coming in here, the incoming tour, those are touring, coming and playing the box. Gonna try out a few combinations, but let's not try and spin too fast on a pull away. Let's see what the car can do first. See what I did there? And if I'm telling you a lie, you all know what I'll do. You all know what I'll do. I won't vie. Take my mouth and I'll throw it. Dis hy. Jy moet hom klein of is dit die stoeltjie? Stoel. Sure buddy. Vat my saam boys, elke jaar het jy 'n kans om saam met my en Porrie en Casilla girl om saam ons te gaan na die een van die games toe aan die einde van die jaar. En hierdie jaar is dit Italië Porrie, die Janus. Die Italianers. Al wat jy doen is jy koop vir jou 2 kaas lagerdraads vir jou en jou chommy wat saam jou gaan of jou vrou. En hulle sal vir jou self by die shop verduidelik wat jy moet doen. Dankie Kasel. Oogies. Boys, Porrie, daar's min spanne wat ons like om so nie te like nie as die pommies. Okay. Ek meen, en kyk, kom ons wees nou eerlik, hulle dink hulle is die shit. Om dit nou plainweg te vertel met 'n los nekkie. Hulle dink hulle is die tits. Het jy gehoor Porrie, hulle fans en hulle die kommentators, hulle sê hulle die beste skram in wêreld rek. Sweet. Cute. Dis baie cute. En waar die mense daaraan kom Porrie, dit gaan my verstand totaal en al te bowe. Nats, kan jy en jy lyk goed Nats. Wat het jy lyk goed? Is dit Keto of Retta? Maak nie saak. Is dit hoe sien jy uit na die pommies? Dink jy hulle het 'n kans? Dink jy hulle is bietjie windgat? Hoe voel jou hart? Kyk, my hart voel uit die aard van die saak op hierdie stadium bietjie angstig, want dit is die afskop van 'n bokseisoen. Maar ek het nog nooit eintlik werklik van die Engelse gehou nie. Die enigste goeie ding wat die Engelse vir ons gegee het is 'n broodpudding. En dis ook maar al waarvoor ek hulle krediet sal gee. Maar ek dink daar wag vir hulle verrassing. Ek dink hulle broodpudding gaan dalk bietjie te lank in die oond wees Saterdag. Platvalletjies. Lekker boys, soos julle weet, Chattabiki bol Porrie. Ons is nou al gewout as die beste rugbyprogram van die 1840s af deur homself. Dit is en jy kan die kans kry om op hierdie show te wees en jou kennis te deel. Okay? Al wat jy hoef te doen is jy koop vir jou 'n firewater oogies. Firewater. T's and C's. Dit is baie lekker. Firewater. Porrie, ek gaan nou ek wil maar praat oor die man Pollock. En nie Sean Pollock nie. Hy's rooi maar hy's 'n lekker ou. Hy's rooi maar hy's mooi.
die ander een, Henry Pollock, AKA die Gumguard Mancher. AKA die Liphuis lekkertjie. AKA die skouner. AKA check vir myself op die skerm, Eugene. Hold it, 3, 2, 1, and claw with the right. AKA die TikTok Tinkerbell. Boys, Porrie. I don't get it. I don't get it. Mense, daar's geen mens en tydens die hele stadium van evolusie wat 'n mense gaan het gedink het, dis 'n goeie idee om vir myself alleen te dans nie. Tensy jy 'n pro was, het jy die speel bietjie goed gedoen, want jy moes vanaand optree vir cash. Maar geen mens het tydens die evolusie gedink is 'n goeie idee om vir homself te staan en dans voor 'n toaster of 'n baksteen of enige ding nie. En toe kom TikTok, Porrie, met kameras en kak. En nou staan hulle en hulle koop shit om neer te sit. En dieselfde mense wat dink is 'n kak idee om vir hulle self te dans, dink is 'n moes 'n goeie idee om vir vreemde mense te dans. I don't fucking get it. I don't get it. Maar die jongetjies doen, Porrie. En die ander mense doen. En hierdie ou maak duidelike impak want ons praat oor hom. We're chatting about him. En dis die ding. Dit beteken hy het 'n impak. Is die hype rondom die man gelykstaande aan hoe goed hy speel? Nee. Ek dink nie so nie. Ek dink in Suid-Afrika sou hy so vierde opsie gewees het hier by ons as ons realisties daarna kyk. Ongelukkig. Okay? Maybe. Ja. Is ons nie geïntimideer deur hom nie? 100%. Is ons geïrriteer deur hom? 100%. En dis hulle plan. Hulle plan is om daai poppertjie en daai rapalaatjie so te pluk voor ons groot honde. Te sê, vat hom, kom. Hy gaan onder ons vel probeer inklim, want dan wil hê ons moet sy pruik afruk. Hulle wil hê ons moet ons vererg en sy pruik afruk en hom knoop, en dan speel ons met 14 man en dan is ons in die kak. Dan gaan ons 'n lang Saterdag hê, Porrie. En ons wil nie, die boys moet fokus. Fokus op die game, fokus op die punte, fokus om hierdie manne onder druk te sit. Fokus op die tellbord, want elke keer as gesiggie vir homself wil kyk op die skerm, gaan hy die telling sien, en dan gaan hy afkyk, en dalk begin jol, of hy gaan afgaan. Hoor my lief. Nika, what do you think about this weekend and the test, and the stuff that's coming up? Yeah, look, I mean, I think that's why they call it a test, because it'll really be a good test for both for England and the Springboks. They played against the Barbars, which we can really say was a warm-up game, and I'm not talking about little people that cannot walk, as in babies. They played against the Barbarians, but it's going to be a true test. The England side, they've got a lot to prove. We've seen some improvements. I think they are here to prove a point. But I mean, you have to look at that Springbok squad, and then you just think to yourself, it's going to be an absolute crackover game. So I can't wait. But I definitely think the Boks are going to dominate them. 100%. Iets wat ek raak gesien het van ons span is, ons het 'n baie veilige span gekies, 'n baie ervare span. Manne wat nie hulle hoef nie die kols weet te swat. Goed nie. Die ouens weet waar om in te sien. Hulle weet wat s'ie goeters en wat s'ie bewegings en wat s'ie kols. Manie is op. Dit gee vir ons 'n ander dinamika. Beteken ons gaan hom skuif. En dan die beste fucking scrum unit in die wêreld gaan bietjie rondhardloop ook. En tweede helfte bring ons 'n nuwe voorruitjie op. En ek weet nie of julle tweede voorruitjie so goed is soos ons tweede voorruitjie nie. Ou Van. So dit gaan 'n lang Saterdag wees. Ek dink hulle gaan kompeterend wees tot op 'n oomblik en dan gaan die damwal bars. En ons hoop Polly en die boys het vir hulle vlekkies ingepak. Well, let me tell you, there are only 3 parks in South Africa worth mentioning. One, of course, Kruger Park. The other one, Auckland Park, Privaat Sak 2006. And the last one, Ellis Park, and that's, well, guess what? You better guess where the Boks are going to play at. It's unbelievable to be back again. Sit in jou tande as jy praat. Fuck, buddy. Jy mag gaan check out.